Goeiemôre geliefdes. Ek is so dankbaar dat julle vandag by ons is vir hierdie motivering van die week. Voordat ons begin, wil ek julle herinner om die video te like, te deel en in te teken op die kanaal, sodat meer mense die woord kan hoor en ons geloof kan deel. Vandag wil ek praat oor die ongelooflike waarheid dat wat ander probeer om jou om te breek of te vernietig, 'n werklikheid net die begin is van jou opstanding en jou krag. Al het ander probeer om jou te begrawe, het hulle nie besef nie. Jy is nie net 'n slagoffer nie. Jy is 'n saad wat in die grond geval het om later met krag op te staan. Geliefdes, kom ons bid saam. Liewe Vader, ons dank U vir die week wat voorlê en die geleenthede om in U teenwoordigheid te wees. Dankie dat U ons nie net in die donkerste los nie, maar dat U ons lei na lig en nuwe lewe. Help ons om te verstaan dat selfs in ons swaar kry, U 'n groter doel vir ons het. Gee ons die moed om te glo in die opstanding wat U vir ons beplan, selfs wanneer ander ons probeer onderdruk. In Jesus se naam ek bid. Amen. Geliefdes, kom ons lees saam uit die boek van Jesaja hoofstuk 61 vers 3. Dit lees soos volg: En vir hulle wat treur in Sion, om hulle te gee prys in plaas van as, olie van blydskap, in plaas van trane, van hartseer, die gawe van 'n hart wat sing, in plaas van 'n droë gees, sodat hulle uitgeroep kan word, bome wat geregtigheid, 'n plant wat die Here self gesaai, om sy roem te toon. Dit is die woord van God. Kom ons lees die volgende skriflesing uit Johannes 12 vers 24. Voorwaar, ek sê vir julle, as die graan van die koring nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, bring dit veel vrug. Dit is die woord van God. En dit bring ons na die tema vir hierdie week se motivering, wat soos volg lees: die krag van 'n saad. Geliefdes, die wêreld sal dikwels probeer om jou in jou plek te hou. Mense sal dalk probeer om jou te breek of jou droom te onderdruk, maar wat hulle nie besef nie, is dat jy 'n saad is. Die moeilikhede wat jy in die gesig staar, die teleurstellings en selfs die pogings van ander om jou te onderdruk, is nie net die einde nie. Hulle is die grond waaruit jy sal opstaan, sterker as ooit. In die boek van Johannes hoofstuk 12 vers 24 sê Jesus: Voorwaar, ek sê vir julle, as die graan van die koring nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, bring dit veel vrug. Hierdie vers herinner ons aan die krag van vernuwing en opstanding. Soms moet ons sterf aan ons ou self, aan die drome wat nie van God af is nie, en aan die mense wat ons wil onderdruk, om werklik die vrugte van die lewe te ervaar wat God vir ons beplan het. In Jesaja hoofstuk 61 vers 3 sê dat God diegene wat treur in Sion sal herstel en hulle sal gebruik om sy roem te toon.
Selfs in ons diepste donkerte sal die Here ons opwek en gebruik om ander te inspireer en op te bou. Kom ons kry die motivering van die week. Geliefdes, vandag wil ek jou herinner aan iets belangriks wat mense probeer doen om jou te breek. Is 'n werklikheid net die grond waaruit jy sal opstaan. Soos 'n saad wat in die grond val, lyk dit of jy nie sal oorleef nie. Maar God se plan is om jou op te wek, sterker en meer volhardend as ooit. Denk daaraan, elke keer as jy verwerp word, of as ander probeer om jou op te hou, besef dit. Jy is nie die geskenk nie, jy is voorberei. God is besig om in jou nodige krag en deurstelling vermoë te bou om sterker terug te kom. Jou teenstanders het dalk probeer om jou neer te haal, maar hulle het nie geweet nie. Jy is 'n saad en jy gaan weer opstaan. En jy gaan die vrugte dra wat God vir jou bestem. So as gevolg daarvan, hierdie week, wanneer jy die uitdagings van die lewe in die gesig staar, onthou dit. Hulle het probeer om jou te begrawe, maar hulle het nie besef nie, jy is 'n saad, en jy sal terugkom, sterker as ooit. Geliefdes, aan die einde van ons motivering, kom ons bid saam. Vader, ons dank U, dat U ons nie net in die donkerste oomblikke verlaat nie. U sien die potensiaal in ons, wat ander dalk nie sien nie. Dankie dat U ons opwek, selfs wanneer ons dink ons is gebroken. Help ons om te glo in die opstanding van U beplan het, wat U beplan het, en gee ons die moed om elke uitdaging met nuwe krag te aanpak. Hiervoor bid ek in die naam van Jesus. Amen.